Kom ons raak stil voor die Here. Ek is die Here wat geregtigheid spreek, wat regte dinge verkondig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan u geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here. Ons loof hierdie God wat ons groet met sy genade, met sy barmhartigheid en sy vrede, deur Psalm 45 saam te sing. Ons gaan die eerste, 4de, 5de en 10de vers saam sing van Psalm 45, waarin ons die Here besing as die koning en sê ons harte is ontroer deur mymering, deur oordenking, deur verwondering. Ons sal lieflik van 'n koning sing. Vers 4, u regterhand wat triomfeer, sal u gedigte dinge leer. Vers 5, u troon hou stand in storm en stryd. U scepter is regverdigheid. U min geregtigheid, min beteken u het dit lief. U het geregtigheid lief, maar u haat die onreg met die onregsdaad. Vers 1, 4, 5 en 10 staande tot lof van die Here. Geliefdes, na die wet van die Here gaan ons skuld voor hom bely deur Psalm 38, die 3de vers. Ons gaan die tweede melodie sing, Psalm 38, die 3de vers. Ons gaan bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely. Ons luister vanmôre na die Here se wet. Ons kan die wet van die Here ook beskryf as sy weergawe van geregtigheid. Wat beteken dit om
reg te lewe voor die aangesig van die Here. Wat beteken dit as jy sê jou verhouding met God is reg? Hoe lyk jou lewe dan teenoor hom? Maar hoe lyk dit ook teenoor jou naaste? Hoe lyk dit as jy reg is met jou naaste, omdat jy reg is met God? Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, wanneer ons skuld so onbetaalbaar groot voor God is, wanneer ons eerlik oor onsself is en dit erken, dan troos die woord van die Here ons vanoggend dat ons nie op grond van ons geregtigheid, met ander woorde op grond van die regte dinge wat ons doen, van ons sondes vrygespreek word nie. 1 Korintiërs 1 vers 30 lees ons, Christus is ons geregtigheid. Sy regte lewe, sy volmaakte gehoorsaamheid is my regte lewe en my volmaakte gehoorsaamheid. En daarom gryp ek in die geloof aan hom vas. Daarom kom sit ek aan die nagmaalstafel vanoggend om ook deur die nagmaal te sê ek is een met hierdie Christus en op grond van sy werke spreek die Vader ons vry. Wanneer ons egter in ons sondes volhard en God se genade verwerp, dan sal ons uiteindelik in die gevangenis, in die poel van vuur eindig, want die dood is die loon van die sonde. Geliefdes, kom ons bely nou as vrygespreektes, as mense wat geregverdig is, ons geloof in hierdie God van ons.
Ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea, wat u staande soos volg in die hart met my saamspreek. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en wat weer met heerlikheid sal kom om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan sit. Geliefdes, ek kan die woord van die Here oopmaak vanoggend by Matteus hoofstuk 18. Matteus 18, ons gaan saam lees eers vanaf die 23ste vers, maar u sal sien dat die gedeelte deel uitmaak van die gesprek wat die Here Jesus met sy disippels oor vergifnis het, waar hulle by die Here Jesus wou weet, tot hoeveel keer moet ek my broeder vergewe? Die Here Jesus verduidelik dan die konsep van vergifnis aan die hand van 'n gelykenis, maar ek wil graag hê ons moet vanoggend op die gelykenis fokus, is vanoggend Hervorming Sondag, en ek wil graag hê ons moet 'n bietjie dieper indelf in die belydenis, sodat ons ook die groter waarhede wat die Here vir ons daarin vasgevang het, kan raak sien. Want dit gaan oor vergifnis, maar dit gaan ook oor meer as vergifnis. Kom ons lees saam vanaf vers 23. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep die heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie?
En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan stilstaan by verse 32 en 33 as 'n tipe samevatting van die gedagte wat vandag in die prediking na vore kom, waar die Here vir die diensknegt sê, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. So die Here se veronderstelling in die gedeelte is, my optrede teenoor jou was veronderstel om jou optrede teenoor jou naaste op 'n sekere manier te beïnvloed, en dit het nie. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons voor U stil word, dan buig ons met die erkenning en die belydenis dat U 'n heilige God is. U is anders, U kan met niemand vergelyk word nie, daar is niks in hierdie wêreld of in die heelal wat naasten by U heerlikheid en U majesteit besit nie. Ja, Here, U het U heerlikheid op U skepingswerke laat rus, sodat ons iets van U grootheid, U skoonheid, U heiligheid en U majesteit kan raak sien deur te kyk na die dinge wat U gemaak het. Maar dit is veral wanneer ons U woord bestudeer, Here, wat ons in verwondering staan oor U wese en U karakter, want dan leer ken ons U as die God van geregtigheid, die verpersoonliking van wat reg is en wat verkeerd is. Daar is nie vir ons 'n hoër of 'n beter maatstaf van wat reg is in hierdie lewe as dit wat ons by U kry nie. Ons aanbid U daarom ook vanmôre nie net as die genadige God nie net as die heilige God nie, maar ook as die regverdige God. Here, en as ons U aanbid as die regverdige God, dan is dit 'n gedagte wat ons laat sidder as ons U aanbid as die regverdige, terwyl ons nie U genade beleef het nie, want dan sal daar van ons niks oorbly nie. Maar ons dank U, Here, dat ons U nie net as die regverdige leer ken het nie, maar dat U Uself ook aan ons bekend gemaak het as die genadige God, die een wat ons vryspreek op grond van die geregtigheid van Christus, sodat ons met vrymoedigheid voor U aangesig kan kom. Dankie dat ons U woord het, waardeur U ons opbou en ons versterk, en waardeur U ons ook deur U Gees rig en lei, sodat ons kan weet hoe om reg te wees met U, en ook reg te wees met ons naaste, en hoe om ook in die samelewing te leef as mense wat anders is. En waar ons nou na U woord geluister het, bid ons, o Gees van God, dat U kragtig in ons sal werk deur die prediking, om ook hierdie skrifgedeelte vir ons so oop te breek en verstaanbaar te maak, dat ons daardeur versterk sal word, maar dat ons ook daardeur gereinig sal word, en dat ons daardeur geïnspireer en gemotiveer sal word, om te gaan leef as kinders van die koning, wat sy koninkryk en sy geregtigheid soek. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, so rukkie gelede maak ek 'n draai daar by die AP Akademie, en dit was by in 'n tyd kort voordat hulle weer 'n kampusbesoek van die staatsliggaam wat nou aangestel is om onafhanklike universiteite te reguleer en seker te maak dat hulle op standaard is, maar eintlik maar net om hulle te intimideer. Maar dit was kort voor so 'n besoek gewees, en terwyl ons daar buite kan staan en gesels met mekaar, praat ons toe nou maar sommer oor al die dinge wat die staat nou die hele tyd van privaat instellings vereis,
Een van die vrae wat toe genoem word, wat deur die staat gevra word aan die AP Akademie, is die vraag, wat doen die APA om tot transformasie by te dra? Nou ja, ons weet, dit is die agenda van die regering. Ons weet, dis die goed wat vir hulle belangrik is. Maar toe ek die vraag hoor, het ek so tong in die kies gesê, dat ek dink ons kan bloot die vraag antwoord, deur te sê, ons dra geweldig baie by tot transformasie in die samelewing. Want ons lei ons studente op, om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig. En sien broers en susters, die wonder van die evangelie is dat dit nooit net die individu verander nie. Die oomblik wanneer die evangelie die individu verander, verander dit altyd ook die samelewing rondom hom. Die Amerikaanse konservatiewe denker Lennox Kalifungwa het onlangs 'n betekenisvolle uitspraak gemaak wat hierby aansluit toe hy gesê het: 'n teologie wat nie 'n gemeenskap hervorm nie, is nie gereformeerd nie. 'n teologie wat nie 'n gemeenskap hervorm nie, is nie gereformeerd nie. En vanoggend se tema sluit hierby aan. Reformatie in my lewe lei tot reformatie in die samelewing. Dit is immers die kruks van hierdie gelykenis, want wat wil hierdie gelykenis leer? Wie reg is met God, tree ook reg op teenoor sy naaste. Nie net 'n enkeling nie, sy naaste as 'n groep, die samelewing met ander woorde. Ons gaan eerstens kyk wat die gevolg is wanneer mense geregtigheid soek sonder dat hulle met God reg is. Ons noem dit die tirannie van sosiale geregtigheid. Tweedens gaan ons kyk wat dit behels dan om met God reg te wees en in die derde plek hoe daardie geregtigheid wat ons Bybelse geregtigheid noem, die samelewing rondom ons behoort te beïnvloed. Geliefdes, ons ken die uitdrukking sosiale geregtigheid. Word baie gebruik en dit klink baie keer vir ons na 'n baie edel konsep. Want wie wil dan nou nie sien dat daar geregtigheid in die samelewing moet wees nie? Wie hou van onreg? Niemand van ons nie. Ons almal soek 'n samelewing waarin reg en geregtigheid seëvier, waar mense nie verdruk word nie, maar in vryheid en in harmonie met mekaar kan saamleef. Die probleem is egter dat dit nie presies is wat met die begrip sosiale geregtigheid bedoel word nie. As 'n mens so na die begrip luister, sosiale geregtigheid, dan klink dit asof sosiale geregtigheid op soek is na geregtigheid vir die samelewing, sosiale geregtigheid. Maar ten diepste is dit 'n soort geregtigheid waaroor die samelewing besluit. Kan jy die verskil hoor? Ons dink dit gaan oor 'n soeke na wat reg is vir die samelewing, maar sosiale geregtigheid beteken eintlik nee, die samelewing besluit wat is reg. En daar is nogal 'n groot verskil. Kalifungwa is ook reg wanneer hy sê dat die oomblik wanneer jy 'n byvoeglike naamwoord voor 'n woord soos geregtigheid sit, dan is jy nie meer by Bybelse geregtigheid nie, want eintlik is daar net een vorm van geregtigheid en dis Bybelse geregtigheid. As jy dus praat van sosiale geregtigheid, dan is jy nie meer by dit wat die Bybel daarmee bedoel nie. Dan eindig jy met 'n soort geregtigheid wat nie deur God bepaal word nie, maar deur die byvoeglike naamwoord wat voor geregtigheid gesit word. Wanneer dit kom by wie besluit wat reg of verkeerd is, die maatstaf wat ons gebruik vir reg en verkeerd,
dan sê sosiale geregtigheid, wie is die maatstaf? Wie besluit dit? Die gemeenskap, die meerderheid, die wat in beheer is, die wat die mag het. Sosiale geregtigheid se basiese uitgangspunt is dat God of afwesig is, of dat hy net nie omgee nie. En daarom moet die gemeenskap nou maar inspring, en hulle moet nou maar self sorg dat dinge reg loop. Want God is nie daar nie, of God gee net nie om nie. So eintlik is sosiale geregtigheid eintlik maar net 'n uitdrukking van ongeloof. In 'n sekere sin is die konsep van sosiale geregtigheid of dan 'n soort geregtigheid wat nie deur God se maatstawwe bepaal word nie, maar deur ons eie, nie 'n nuwe begrip nie. Dis nie iets wat hier in Suid-Afrika uitgedink is of in die kommunistiese wêreld nie. Toe die Here Jesus met sy disippels oor die belangrikheid van vergifnis praat, het hy hierdie gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser vertel. Want hy wou vir sy disippels leer wat die gevolg daarvan is as jou saak met God nie reg is nie. Hy wou vir hulle leer wat gebeur as jy nie met God reg is nie. Wat gebeur dan in jou verhoudings met ander mense? Hierdie gelykenis gaan dus oor meer as net vergifnis. Dit gaan ten diepste oor geregtigheid, waarvan vergifnis 'n deel is. As 'n mens die gelykenis dus mooi lees, hoor jy ook hoe die Here Jesus op 'n indirekte wyse vir ons wys hoe geregtigheid lyk wat ander maatstawwe gebruik as wat God self stel. Nadat die eerste diensknegt se saak met die koning reggestel is en hy baie meer genade ontvang het as wat hy ooit kon dink, lees ons in vers 28 dat hy uitgaan in 'n medediensknegt wat hom 'n klein bietjie geld skuld raakloop. 'n Paar rand, maar in vergelyking met die miljarde wat hy eintlik die koning geskuld het. Maar toe sy medediensknegt by hom pleit om dieselfde genade aan hom te bewys as wat die koning aan die eerste diensknegt bewys het, toe sy nie bereid nie, toe sê hy vir hom, hy gryp hom aan die keel en hy sê vir hom, betaal wat jy my skuld. Die diensknegt het geweier om die koning se maatstaf toe te pas. Hy het geweier om die geregtigheid wat hy beleef het aan 'n ander te bewys. Hy het sy eie vorm daarvan toegepas. Hy het gesê, nee, ek gaan dit nie doen soos die koning doen nie, ek gaan dit doen soos wat ek dit wil doen, nie waar nie. Die oomblik wanneer ons geregtigheid losmaak van die koning, wanneer ons dit losmaak van die koning se geregtigheid, geliefdes, dan eindig ons met tirannie. Ons eindig met 'n vorm van geregtigheid wat genadeloos is. Ons eindig met 'n vorm van geregtigheid wat jou aan die keel gryp en wat jou onderdruk. Ons weet hoe daardie hande aan die keel voel. Wanneer geregtigheid nie aan die koning verbind is nie, dan is dit wreed. Dan buit dit mense uit. Dink mooi daaroor, geliefdes, is dit nie wat gebeur wanneer 'n regering byvoorbeeld besluit om die onreg van die verlede reg te stel? Jy sal nou hoor, die woorde reg en geregtigheid ensovoorts word baie keer gebruik, maar met ander betekenisse. Om die onreg van die verlede reg te stel, gaan hulle 'n beleid van onteiening sonder vergoeding implementeer. Hoekom? Want die regering sien hulle self as die bevryders. Maar in die proses raak hulle tiranne, wat hulle hande aan mense se kele slaan en hulle dwing om te betaal. En dit net omdat hulle besluit het, dit is reg. Dit is hoe dit hoort. Kan jy sien? Hulle beoefen 'n vorm van geregtigheid wat nie aan die koning verbind is nie. Hulle besluit self wat is reg en hulle gaan pas dit toe. Dink aan die benadering ten opsigte van belasting. In die naam van geregtigheid word daar by die rykes gevat om aan die armes te gee, sodat almal eweveel kan hê, want dit is reg. Sosiale geregtigheid? Nee, kulturele marxisme.
wanneer geregtigheid los van God is, dan is dit altyd die een wat die sterkste is wat beheer daarvan neem. Daarom dat ons regering reken, dit is hulle verantwoordelikheid om kerkmense ook nou deesdae teen uitbuiting te beskerm. So het die Kommissie vir Kultuur, Godsdiens en Taal, oftewel die CRL-kommissie, ek weet nie of jy al van hulle gehoor het, of iets van hulle gelees het in die nuus nie, maar dit is die kommissie wat verantwoordelik is vir om toesig te hou oor kulturele, godsdienstige en taalkundige kwessies. Hulle het wetgewing voorgestel waar volgens hulle wil hê dat alle geestelike leiers eers nou by hulle moet registreer en geakkrediteer word voordat hulle as geestelike leiers in die gemeenskap kan werk. Wat is hulle rede? Hulle wil verhoed dat onskuldige mense deur slegte en oneerlike geestelikes met doem in die oë gespuit word. Maar sien nie wat hulle doen. Hulle probeer onreg verhoed, maar in die proses neem hulle neem beheer oor, en iemand wat nie aan die standaarde wat hulle nou gaan stel, gaan voldoen nie, gaan byvoorbeeld nie 'n dominee kan wees nie. Maak nie saak of die Here jou geroep het, maak nie saak of jy deur jou kerk se opleidingsinstelling gegaan het en aan al die vereistes, kerklike vereistes voldoen het om 'n predikant te wees en toegelaat is om 'n predikant te word nie. As hulle nie sê jy kan nie 'n predikant wees nie, of jy kan 'n predikant wees nie, dan kan jy dit nie wees nie. Voel u die hande op die keel? Nou ja, dis maklik, broers en susters, om die vinger na 'n kommunistiese regering te wys, maar ons moenie blind wees vir hierdie soort tirannie onder onsself nie. Wanneer ons self begin besluit wat is reg en verkeerd, wanneer ons eie weergawe begin kry daarvan, dan raak dit ook ons optrede teenoor ander mense. Dis dan dat ons moeiliker begin vergewe as wat God ons vergewe. Dis dan dat ons in die kerk of in ons verhoudings minder genade betoon as wat ons ontvang het. Dis dan dat ons begin om vereistes aan ons kinders of aan ons huweliksmaats te stel wat God nie vereis nie. Want sien, ons raak heiliger en regverdiger as God self. Die vraag is nou, hoe verhoed 'n mens hierdie soort tirannie? Hoe keer jy dat geregtigheid nie verdraai word tot sosiale geregtigheid of tot my weergawe van geregtigheid nie? Die antwoord? Jou saak met God moet reg wees. Geliefdes, dit is nie moeilik om die evangelie in hierdie gedeelte te hoor nie. Ons lei dadelik af dat die koning in hierdie gelykenis God verteenwoordig, terwyl die diensknegt wat so diep in die skuld by hom was, die mens, elkeen van ons, in ons verhouding voor die Here verteenwoordig. In vers 24 lees ons, dat die diensknegt die koning 10.000 talente geskuld het. Nou 'n talent was die grootste geldeenheid in die Romeinse ryk gewees. En 10.000, die getal 10.000, was die hoogste getal waarvoor antieke Grieks 'n woord gehad het. So as daar nog 'n woord was wat 'n hoër getal verteenwoordig het, dan sou die Here Jesus dit gebruik het, maar hy gebruik hierdie woord in Grieks, daar is nie nog 'n woord vir 'n hoër getal nie, hy gebruik hierdie een, want dit is die hoogste, dit is die meeste wat jy kan skuld. Iemand in die antieke wêreld sou nie eers hulle kop om hierdie bedrag kon kry nie, so baie is dit. Wat die Here Jesus dus sê is dat hierdie diensknegt se skuld so groot was, dat daar geen manier was vir hom om dit eers af te betaal nie. En die diensknegt weet dit. Hy weet hy is skuldig.
En al wat hy kan doen is om te smeek, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. So beloof hy, maar dis 'n leë belofte. Dis 'n belofte wat hy nie kan nakom nie, want hy het nie die vermoë nie. Daar's geen manier nie. En so is hierdie diensknegt, geliefdes, so staan elkeen van ons voor die Here. Ons sondes is so groot, dit maak nie saak hoe ons beloof, maak nie saak hoe hard ons probeer nie. Ons sal dit nooit kan afbetaal nie, want dit is soos 'n kredietkaart waarvan die rente net onder jou uithardloop en jy kan dit naderhand nie meer beheer nie, dit raak net te veel. Martin Luther het ook met die probleem van sy skuldlas gesukkel. Dit was sy begeerte, hy wou so graag met God reg wees. Goeie werke. Dis hoe jy dit gaan regkry, so die Romeinse kerk hom geleer. Jy moet net beter wees. Jy moet net harder probeer. En hy het baie hard probeer. Ek dink daar was min mense in die kerkgeskiedenis wat so hard probeer het om 'n goeie mens te wees soos Martin Luther. Philip Melanchthon, wat 'n goeie vriend van Luther was en ook sy biograaf was, vertel dat Luther byna elke dag vir ure by sy belydenisvader, dis nou daar in die bieghokkie, gaan sit het en elke detail van sy sonde opgesom het. Maar sodra hy vertrek het hy weer onthou van 'n klein sonde wat hy vergeet het. En dan het hy teruggegaan om dit ook te bely. Hoe harder hy probeer het, hoe meer wanhoopig het hy geraak, want hy het besef, ek gaan nooit inhaal nie. Ek is nooit goed genoeg nie. Ek kan nie aan hierdie hoë reg voldoen nie. Ek kan nie self my saak met God regmaak nie, sodat hy uiteindelik wanhoopig uitroep en vra, waar sal ek 'n genadige God kry? Hierdie diensknegt het geweet dat hy nie die skuld kan betaal nie. Hy kom maar net om genade pleit. En dan lees ons in vers 27 dat die koning hom innig jammer kry en sy skuld afskryf. En dis uiteindelik ons enigste hoop, broers en susters. Dat die koning ons innig jammer sal kry, dat hy genade aan ons sal bewys, dat hy aan ons die teenoorgestelde sal gee as wat ons eintlik verdien. Ons moet egter nie dit wat hier gebeur verkeerd verstaan nie. So asof God mense net jammer kry en dan sê, ag, kom ons vergeet maar van jou sonde nie. Asof hy dit net oorsien nie. God is 'n regverdige God. En om met hom reg te wees, vir hom om ons sonde te kan afskryf, beteken dit, die skuld moet betaal wees. Jy gaan dit dalk nie self betaal nie, maar iemand moet dit betaal. En daarom het hierdie koning daarvoor gesorg. Hy sien nie net ons sonde oor nie. Martin Luther het ook besef, hy het nie net 'n genadige God nodig nie, hy het 'n God nodig wat genade kan bewys, terwyl hy terselfdertyd regverdig is. En daarom kom hy tot die ontdekking van Romeine 1 vers 17, wat sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Sien broers en susters, ons koning het sy eie seun vir ons gegee. En hy is ons geregtigheid, soos Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 30 sê. Dit beteken, hy is die een wat die prys kom betaal het, wat ek en jy moes betaal, maar nie kan betaal nie, nooit sal kan betaal nie. En wie in hom glo, die regverdige sal uit die geloof lewe, wie in hom glo, Christus se geregtigheid word aan hom toegereken. Dit beteken, deur die geloof kry ons deel aan Christus se volmaakte gehoorsaamheid. Dit wat hy gedoen het is so goed soos ek het dit self gedoen. En dis wat ons ook in die nagmaal beleef. Ons eet en ons drink die brood en die wyn as teken daarvan dat ons een is met Christus. Ons rekening is betaal. Ons is vrygespreek. Ons saak met God is reg. En wanneer jy hierdie vryspraak beleef het, geliefdes, dan kan jou lewe en die wêreld rondom jou
nie meer dieselfde bly nie. Wie se saak met God reg is, se saak met sy naaste is ook reg. So iemand beywer hom nie vir sosiale geregtigheid of vir sy eie idee van geregtigheid nie. Hy soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. So leer Matteus 6 vers 33. Ten diepste is dit die punt van hierdie gelykenis, geliefdes. Iemand wie se saak waarlik met God reg is, beywer hom vir die koning se geregtigheid. En dit is wat die Here Jesus vir sy disippels wil leer. As jy deur die geloof geregverdig is, as jy vrygespreek is op grond van Jesus Christus se soenverdienste van al jou sonde, dan sal jy nie soos hierdie diensknegt wees nie. Jy sal anders wees. As die Gees jou aan Christus verbind, kan jy nie dieselfde bly nie. Christus se bedoeling met hierdie gelykenis is juis om te bevestig, iemand wat waarlik vrygespreek is, iemand wat genade geproe het, iemand wie se siel daardeur versadig is, kan nie anderster as om dit ook te gaan uitdeel nie. Hy word verander deur die karakter van die een wat hom verander het. En dit raak ons verhoudings. Alle aspekte daarvan. Ons verhoudings gaan nie net oor vergifnis nie. Dis een van die dinge in ons verhoudings, maar daar's ander goed ook wat ons verhoudings raak en wat bepaal en betrokke is wanneer ons met ander mense te doen het. Hierdie geregtigheid versag ons harte, sodat ons ook ons skuldenaars kan vergewe. Dit bewerk deernis, sodat ons eie optrede nie deur hardheid gekenmerk word nie. Wie se saak met God reg is, het nooit minder genade om uit te deel as wat hy ontvang het nie. Maar ons moet die toepassing in hierdie gedeelte ook tot op 'n volgende vlak vat, geliefdes. As jou saak met die koning reg is, as sy Gees in jou werk, dan sal jou geregtigheid, die geregtigheid waarvoor jy soek en waarvoor jy jou beywer in die samelewing met jou medemens, nie anders lyk as die geregtigheid van die koning nie. Jy sal jou beywer vir 'n samelewing, vir verhoudings waarin sy geregtigheid sigbaar is. En God verduidelik in die tweede tafel van die wet hoe om reg op te tree teenoor ons naaste. Om geregtigheid teenoor my naaste te beoefen beteken byvoorbeeld dat ek nie moord pleeg nie. Maar dit beteken ook dat ek my sal beywer vir 'n veilige samelewing. Een waarin alle mense se lewens geag word omdat hulle beelddraers van God is. En daarom is Christene ontsteld oor plaasmoorde en oor bendegeweld en oor mensehandel en oor alle dinge wat mense se lewens verwoes en vernietig. Hulle steun iets soos abortus, omdat God se geregtigheid vereis dat ons lewe beskerm. So hoor jy, wat was Jesus, kom ek probeer dit so verduidelik. Die Here Jesus sê vir sy disippels, as jou saak met my reg is, beïnvloed dit jou optrede. Dit beteken, jy gaan reg optree teenoor jou naaste. Een van die maniere hoe jy reg teenoor hom optree is, jy vergewe hom wanneer hy teenoor jou gesondig het. Maar daar is ook ander maniere van reg optree teenoor jou naaste. As jou saak met my reg is, en jy kom in 'n situasie met jou naaste, waarin jou naaste wil moord pleeg, wat is die regte ding om dan te doen? As daar nie vergifnis is nie, is die regte ding, jy moet vergewe. Maar wat as dit oor 'n lewe gaan? Wat is dan die regte ding om te doen? Dan moet jy lewe beskerm. Dit is God se geregtigheid. Christene, broers en susters, is teen wetgewing wat ander se eiendom in die naam van transformasie wil steel. Want as God in die 8ste gebod sê, jy mag nie steel nie, dan is die veronderstelling, hoekom sê hy, jy mag nie steel, as hy nie daardeur bedoel,
ek erken dat mense eiendom kan besit nie. Mense het die reg om eiendom te besit. God het dit aan ons gegee. En jy mag dit nie van iemand anderster steel nie. Dit sal onregverdig wees. Dit sal nie reg wees nie. Jy gaan nie reg optree teenoor jou naaste as jy dit doen nie. Christene beywer hulle vir 'n samelewing, vir 'n vrye samelewing. Nie een waar elkeen kan doen wat hy wil nie, maar waar mense vry is om te doen wat God wil hê en wat vir God reg is. Johannes Calvin se invloed toe hy in 1541 na Genève teruggekeer het, is 'n goeie voorbeeld van hoe God se hervorming en sy genade in gelowiges se lewens uiteindelik die samelewing rondom hulle beïnvloed en verander. Want Johannes Calvin het hom beywer om God se reg en sy geregtigheid in die stad Genève te vestig. Tot so mate dat Bernardino Ochino, 'n Italiaanse vlugteling, soos volg oor die stad getuig en skryf toe hy op besoek was in die stad. Toe sê hy: vloek en skel, onreinheid, oorspel, onrein lewens soos wat ek op al die plekke waar ek al gewoon het teëgekom het, bestaan nie hier nie. Hier is nie bordele of prostituie nie. Niemand bly op die sypaadjies nie en almal is betaamlik geklee. Die mense gee soveel vir mekaar om dat niemand nodig het om te bedel nie. Die mense vermaan mekaar broederlik soos wat Christus voorgeskryf het. Mense het nie regsaake met mekaar nie. Daar is geen simonie. Simonie beteken om aflate te betaal, om te betaal vir jou eie sondes nie. Om geld te gee vir die kerk sodat jou skuld vrygeskeld kan word. Hy sê dit was nie daar nie. Daar's nie moord nie, daar's nie partyskappe nie, maar net vrede en welwillendheid. Geliefdes, jy skep nie 'n regverdige samelewing deur geregtigheid in die hande van die gemeenskap te sit nie. As jy dit doen, dan eindig jy met tirannie en met onreg. Die enigste manier om waarlik verandering te bewerk en 'n samelewing te skep wat deur ware geregtigheid gekenmerk word, is deur die evangelie van Jesus Christus. As jou saak met hom reg is, sal jou saak met jou naaste ook reg wees. Reformatie in my lewe lei tot reformatie in die samelewing. Lennox Kalifungwa is reg. 'n Teologie wat nie 'n gemeenskap hervorm nie, is nie gereformeerd nie. Mag die genade wat ons in Christus by God ontvang, ons lewens so hervorm, dat ons sy koninkryk en sy geregtigheid sal soek. Ware hervorming lê immers nie net in 'n gereformeerde belydenis nie, maar in die gereformeerde praktyk, waardeur die Heilige Gees 'n samelewing verander. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons dankie dat U ons vryspreek op grond van die geregtigheid van Jesus Christus. Ons dankie dat ons in 'n regte verhouding met U is, omdat U aan ons genade bewys het. Help ons, Here, lei ons deur U Gees om ook, wanneer ons hier uitstap, reg te wees met my naaste en op so 'n manier die samelewing rondom ons te hervorm. In Jesus Christus se naam. Amen.
Geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Ons word aan Christus verbind en dit word deur die nagmaal bevestig. En as 'n verbondsmaaltyd het dit ook die volgende betekenisse. Eerstens is dit 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. En hoe hy uiteindelik soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self, hoor hierdie woorde, ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of gemoedstemminge nie, maar op die tekens wat ons uit die hand van die Here self ontvang. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus, maar ook die gemeenskap met mekaar. Die nagmaal verbind ons met die dood van Christus en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Liefdes, dis 'n wonderlike gedagte, iets wat ons nie kan verklaar nie, maar wanneer ons die nagmaal hier bedien, is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in hierdie feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is, en tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. En in die nagmaal verlang die bruid van die Here na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees. Die tekens van die nagmaal, die brood en die wyn, spreek wel van die lyding en die sterwe van die Here Jesus, maar tog staan die nagmaal nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit bly vir ons 'n vreugdefees, want dit gaan nie oor die feit dat Christus gesterf het nie, maar wat die gevolge daarvan is dat hy gesterf het en uiteindelik uit die dood uit opgestaan het. Die vrug van sy verlossing. Daaroor is ons bly. Die nagmaal is ten slotte ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese, en is dit ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en vir ons naaste. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier, en wanneer ons dit doen, dan verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, dis die eerste waarheid. En die tweede ene is, in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gelei het
en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Aangesien dit nou ons begeerte is om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen, waar ons met ander woorde nie gedoen het wat reg is volgens God nie. En hierdie selfondersoek moet ons tot opregte berou voor die Here bring. Ons moet opreg glo dat ons sondes op grond van die soenverdienste van Jesus Christus vergewe is, dat ons vrygespreek is, en dat hy alle sonde wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sy sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Geliefdes, voordat die diakens vir ons die tafel gereed kry, hou ek net aan die name voor wat by die ouderlingraad toestemming gekry het en van wie ons goeie getuienis gekry het oor hulle leer en lewenswandel. En ons nooi hulle graag om saam met ons die nagmaal te vier vanmôre. Fransie Klaasen, Janine van der Berg, J van der Merwe en Marco Janse van Vuren. Terwyl die diakens dan nou die tafel gereed maak, kan u so sit en u kan stil word en voorberei om nou aan die Here se tafel aan te sit. Geliefdes, terwyl ons aansit, kom ons doen die tafelgebed, ons bly so sit en ons bid die Onse Vader terwyl ons dit sing.
Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus. Neem, drink almal daaruit, en dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Liefdes, nou dat die Here ons aan sy tafel gevoed het, loof ons hom met hierdie woorde uit Openbaring 1 vers 5 tot 6, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en Vader, ons loof en prys U, dat U uit genade U Seun as middelaar aan ons geskenk het, om ons geregtigheid te wees. Hy het deur sy kruis en deur sy opstanding die straf vir ons sondes gedra, en sodoende vir ons die voedsel en die drank van die ewige lewe geword. Ons dank U, dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie wonderlike weldade kan deel. Ons dank U dat U ons opnuut tydens hierdie nagmaal in ons geloof versterk het, en ons bid dat U deur die kragtige werking van U Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus, ook die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus te laat groei. Ons bid, Here, dat U die heerlike vrugte uit hierdie nagmaalsviering in ons lewens sal laat voorkom, tot U verheerliking en tot ons saligheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou antwoord op die prediking en op die erediens deur die lied wat ons vooraf geoefen het, Gesang 261, soek allereers die koninkryk van God. Ons gaan hom in 'n kanon sing op dieselfde manier as nou, so hierdie groep gaan aan, hierdie groep begin voor. Kom ons sing dit staande tot lof van die Here in antwoord op sy boodskap, dan bly staan hier vir die uitspreek van die seën. Vader
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.